Goeiedag preps, kom ons kyk gou wat julle moet leer vir kwartaal 3 se kwartaaltoets, wat ons die 9de September skryf en jy gaan ook jou leerpapier ontvang die 2de September. Onthou jou leerpapier, ek sê net vir jou wat se aktiwiteite jy moet leer en dan moet jy jou boek vat om te gaan kyk na die aktiwiteite. Ons gaan nie sakrekenaars gebruik tydens hierdie toetsreeks nie. Telkaarte word wel toegelaat en dan moet jy die hersiening in jou werkboek gebruik ook as 'n riglyn. So kom ons kyk gou-gou. Ons het nog van kwartaal 2 se werk gedoen, breuke, maar ons gaan net 'n klein bietjie van dit oorskryf in hierdie toetsreeks en dan is die res kwartaal 3 se werk, afstand, massas en so voorts. Ok, kom ons kyk gou-gou. In jou werkboek, ek het sommer nou 'n leerder se werkboek hierso, het ons 'n papier geplak wat sê kwartaal 3, termyn 3. Dit is so 'n pinkpapiertjie gewees, so dit is waar al jou werk begin. Die eerste gedeelte sê vir jou van breuke, aktiwiteit 3 nommer 9, bereken die breuke en dan ook aktiwiteit 4 ken die definisies. Kyk, so kom ons kyk gou-gou na aktiwiteit 3 nommer 9. Ons het al hierdie werkies so in ons werkboek gedoen, so jy kan dit gaan kyk in jou werkboek. En dan ook aktiwiteit 4, die definisies. Ons het dit nou al 'n paar keer gedoen. 'n teller is bo, 'n noemer is onder. Jy moet dit weet. Jy moet weet hoe lyk 'n egte breek. Dit is wanneer die teller kleiner is as die noemer. En dan moet jy ook weet 'n onegte breek is as die teller groter is as die noemer. Dit moet nie so wees nie. Dis hoekom ons sê oneg vir onmoontlik. Dan moet ons die onegte breek verander in 'n gemengde getal. Dit beteken 5 gaan in 8 in 1 keer en daar bly 3 van die 5 oor. Dit noem ons 'n gemengde getal. So dit is die definisies wat jy moet ken en dan moet jy weet hoe om breuke te bereken. Ek gaan net gou-gou so 'n paar voorbeelde van hierdie weer met jou doen. Kyk, ons kyk. Laat ek net die lig reg kry. Goed, kom ons kyk sommer na die eerste een. 1 op 4 plus 3 op 8. So 'n kwart plus 3/8. Die belangrikste ding wat jy moet onthou is dat jy nie breuke bymekaar kan tel as die noemers nie dieselfde is nie. So wat ons eers moet doen is, ons moet die noemers dieselfde maak. So ek gaan nou kyk. 4 gaan in 8 in hoeveel keer? 4, 8. So, ek moet 4 maal met 2, dan kry ek 8 en wat ek onder doen ek bo. So nou kry ek 'n nuwe breek. 1 maal 2 is 2 en 4 maal 2 is 8. Kyk, nou is hy ook op 8, so hierdie een kan ek nou net oorbring na hierdie kant toe. 3 op 8. Nou is my noemers dieselfde, my noemer bly dieselfde en ek tel net die tellers van mekaar. 2 plus 3 is 5. So daar is my antwoord. Goed, ons kyk nog. Kom ons sê 2 vyfdes plus 1. Hier kan jy baie mooi duidelik sien, my noemers is nie dieselfde nie, so ek moet nou 5 verander na 15 toe, en ek tel, 5, 10, 15, so 5 maal 3, gee vir my 15, en wat ek onder doen ek bo, nou kry ek 'n nuwe getal, 2 maal 3 is 6, 5 maal 3 is 15, en hierdie enetjie kan ek nou net so oorbring, plus 1 op 15. Dit beteken, my noemers is nou dieselfde, nou kan ek net die tellers bymekaar tel. 6 plus 1 is 7 op 15, want my noemers bly dieselfde. Goed, ons doen nog 'n voorbeeldjie, kom ons sê sommer 'n half
plus 3/10. Kyk, ek kan sien my nommers is nie dieselfde nie. So ek gaan in 2 stel, 2, 4, 6, 8, 10. 2 mal 5 is 10 en 1 mal 5 is 5. So 1 mal 5 is 5, 2 mal 5 is 10. Nou het ek 'n nommer van 10, so ek kan daai enetjie net hierdie kant toe bring. 3 op 10 en my nommer bly dieselfde en ek tel my tellers bymekaar. 5 plus 3 is 8. Okay, so basies gaan jy net vir my een van die kante maal, sodat dit dieselfde is as die grootste enetjie, dan gaan jy 'n nuwe getal kry en dan tel jy die tellers by mekaar. Goed, en dit is wat jy moet weet van breuke. Jy moet hierdie sommetjies kan doen en jy moet die definisies ken. Kom ons kyk nou wat jy moet weet van kwartaal 3 se werk. Goed, aktiwiteit 1, nommer 5 en 6, ken die definisies. Jy het dit alles ook in jou werkboek, so, skus, hierso is nog alles nog van breuke, maar ons gaan nie met dit werk nie, so jy gaan hierdie los, dan gaan ons direk gaan na aktiwiteit 1 toe, kapasiteit, en jy moet weet die definisies van kapasiteit. Die kapasiteit van hierdie beker is 5.5 liter. Wat beteken kapasiteit? So hier kan jy sien die beker is leeg, maar die beker kan tot en met 5,5 milliliter vloeistof of liter vloeistof vat. So, dit maak nie saak of die beker leeg of vol is nie, die kapasiteit gaan nie verander nie, want dit is die grootte van die beker, dit is hoe groot die houer is, dit kan nie verander nie, tensy jy dit nou gaan breek, maar jy gaan nou nie dit doen nie, so die grootte, die kapasiteit is die hoeveelheid wat hy kan vat. Jy kan hom vol gooi met 1 liter, met 2 liter, met 3 liter, dan is hy nog nie heeltemal vol nie, maar die kapasiteit beteken, dit is tot en met die hoogste, die meeste hoeveelheid wat hy kan vat. Dan moet jy ook weet wat beteken volume. So hier kan jy sien het hulle nou in die beker ingegooi. So die kapasiteit van die beker is 5.5. Die volume van die beker is hoeveel vloeistof in die beker is. So hoeveel vloeistof in die beker is. So hierso verskil die kapasiteit is heeltyd 5,5, 5.5, maar die vloeistof hierso is 3 liter, hier is hy 2 liter, hier is hy 4 liter, hier is hy 1 liter. So die vloeistof kan verander, hy hoef nie dieselfde te bly nie. Maar die kapasiteit bly dieselfde. Dit is wat jy moet weet van aktiwiteit 1. Nou kyk ons aktiwiteit 2, nommer 1. Herlei liter na milliliter. So ek gaan nou die boek neersit. Julle het al die werkies in julle boek, so dit is waarna jy gaan kyk. Ek gaan nou net 'n skoon bladsy gebruik. En sê aktiwiteit 2. Skus, nou is ek heeltemal op die verkeerde plek. Ek het myne nou hier uitgehaal. Gee my net gou-gou 'n oomblik. Haal gou-gou asem. Ek gaan net die regte papier kry. Ekskuus, ek gaan jou so lank wys hoe lyk hy. Aktiwiteit 2 lyk so. Ek gaan dit ook vir jou in sulke brugdingkaarte gee. Ekskuus julle, laat ek net my regte papier kry. Kijk, so my enetjie. Herlei van liter na milliliter. Kyk, so jy moet weet, hoeveel milliliter is in 'n liter? Baie belangrik. Daar is 1000 milliliter in 1 liter. Dit beteken 1000 het 3 nulle, het 3 nulle.
So, ons gaan 3 nulle bysit of die komma 3 keer skuif. So, kom ons kyk gou. Goed, 1 liter is 1000 milliliter. So, ons het 3 nulle bygesit, want jy maal met 1000. 2 liter is 2000 milliliter. Ekskuus, daar is milliliter. 3000, so 3 liter gaan wees 3000 milliliter. 4 gaan wees 4000 milliliter. So ek sit net die 3 nulle by. Hy is baie maklik. Maar nou, as daar 'n komma is, dan verander dit so bietjie. Dan kan ons nie net nulle kom bysit nie. So kyk gou. 3 keer met my komma skuif. So ek gaan 3 bakkies maak. 1, 2, 3. So dit beteken hoeveel leë bakkies is daar? Daar's 2 leë bakkies waarin ek nulle moet insit en die komma val weg. So hy word 2500 milliliter. 3,7 liter, ek skuif my komma 3 keer. 1, 2, 3, die komma gaan weg, daar's 2 leë bakkies, so hy word 3700 milliliter. 5,7, ek skuif my komma 3 keer. 1, 2, 3, die 3 keer beteken omdat daar 3 nulle in 1000 is, maar my 1 bakkie is vol, 2 bakkies is leeg, 5700 milliliter. En dan selfe hier, 1, 2, 3, 6200 milliliter. So sien, dit is allemaal maar half dieselfde, die komma's val weg. Goed, hierso is daar nou getalle langs die komma, so as ek nou my komma skuif 1, 2, 3 keer, al my bakkies is vol, so dit beteken ek vat net die komma weg, en die getal kom eintlik maar nou net af. Dan, daar's niks wat ek moet volmaak, niks bakkies wat ek moet volmaak nie, net die komma het 3 keer aangeskuif. Selfde hier, 1, 2, 3, al my bakkies is vol, dit beteken die komma het weggeval. 1, 2, 3, die komma val weg, want al my bakkies is vol, en selfde hier, die komma val weg. Goed, hieronder doen jy weer presies dieselfde, skuif jou bakkie 3 keer, onthou as 'n 0 vooraan is, en daar's nie 'n komma of iets langs aan nie, kan hy net so afkom. Okay, so jy het hom 3 keer geskuif, en dit gaan vir jou 315 gee, en 2, 3, al my bakkies is vol, al my bakkies is vol. En die 0 aan die voorkant val weg. Goed, dan was daar, maak sommer nou maar hierdie kant se voorbeelde ook klaar. Skuif my bakkie 3 keer. Goed, nou was daar 2 nulle, maar daar's niks kommas wat hulle van mekaar afskei nie, so ek kan letterlik net die getalle afbring. 1, 2, 3, die nulle voor die kant gaan weg. 1, 2, 3, as dit vir jou gemaklik is en jy wil die nulle skryf, dan kan jy maar jy hoef nie. 1, 2, 3. Kyk, hierso kan jy sien, as ons hierdie komma geskuif het, dan het hy al die nulle aan die begin weggevat en net die getalletjie het oorgebly. Goed, en dit is wat jy moet weet, net nummer 1 is nodig vir hierdie, jy moet weet hoe om liter na milliliter te lei. Ons gaan aan, dan is daar aktiwiteit 4, nommer 1, rond af tot die naaste 1000. So as jy na aktiwiteit 4 toe gaan, ons rond af tot die naaste 1000. Eerste ding wat ons moet weet is, jy moet vir jouself skryf 0, 1, 2, 3 en 4, weet ons, die pijltjie gaan hierdie kant toe. 5, 6, 7, 8 en 9, weet ons, die pijltjie gaan daai kant toe. En dan begin ons. Ons werk nou met duisende. So dit beteken al hierdie getalletjies gaan nulle word, want ons wil net die duisende hê. So heel eerste gaan ek kyk. My duisende. Daar is al my duisende. Ons sal my hierdie voorbeelde met jou doen. So hierdie is 1000 milliliter
En so dieselfde een kom hierdie kant toe en dan sit ek 1000 by. 1000 plus 1000 is 2000 milliliter. Dan gaan ek eers kyk hier na die honderde langsom. Dit is 'n nommer 6. Nou kyk ek daarbo, watter kant toe gaan 6? Daai kant toe gaan 6. So, my pyltjie gaan soontoe. Goed, kyk gou hier, 2000, hy kom net so oor hierdie kant toe, 2000 milliliter, na 2 kom 3, 3000 milliliter. Nou, worry ek eers oor wat hier aangaan, en ek gaan kyk daarso, langs die 2 is 'n 3. Watter kant toe gaan nommer 3? Daar is die nommer 3, so my pyltjie gaan hierdie kant toe. Goed, hierdie ene bly dieselfde, 9000. So elke keer hier aan die linkerkant bly hy dieselfde en na 9000 kry ons 10000. Nou gaan ek en ek gaan kyk waar my honderde veronderstel is om te wees. Daar's niks nie. Maar ek sien hier 0 se pyltjie kom ook hierdie kant toe. Goed. 8000, want hy bly dieselfde, en 8 plus 1 is 9, so dis 9000, en ek kyk na my honderde nou eers, dis 'n 4 gewees, en watter kant toe gaan 4, 0, 1, 2, 3 en 4 kom hierdie kant toe, so hy gaan ook daar die kant toe. Goed, nou, kom ons doen gaan nog een, 7 bly 7000, en as ek 1 by plus, kry ek 8000. Nou kyk ek na my honderde, en dis 'n 5, en ek weet 5 kom na die regterkant toe. So jy moet vir my, in die toets, moet jy vir my hierdie kant inskryf, die pyltjie maak, en daai kant. Goed, en dit is dan aktiwiteit 4. Laaste gedeelte is aktiwiteit 5. Rangskik in toenemende en afnemende orde en hoeveel gram liter meter is in 'n kilogram liter meter. So kom ons gaan kyk na aktiwiteit 5. Nommer 4 het ons gesê. So jy moet weet in wat gaan jy die volgende meet. Nie in sekere goed. Ons het nou geleer, die kleinste is millimeter, dan is dit centimeter, dan is dit meter, dan die ver afstande meet ons met kilometer. So die omtrek van 'n trouring, kan jy sê millimeter of centimeter. Ek gaan net sê millimeter. Die afstand van jou huis skool toe, kilometer. Dan sê jy nou net hier oor kan die skool bly. Die breedte van jou kamer of enige kamer, ons het in die klas gekyk en ons het gesê ons meet hom in meter. Die lengte van jou liniaal, 'n liniaal kom in centimeter en millimeter uit, so jy kan kies daar. Afstand tussen 2 dorpe, byvoorbeeld tussen van Pretoria Johannesburg toe, kilometer. Die breedte van 'n grasperk, meter, en die lengte van 'n koevert, centimeter. Goed. Nou het ons ook gepraat in die klas oor 'n klikwiel, 'n liniaal en 'n maatband. So jy gaan ook vir my kan sê, die lengte van jou skooltafel, ekskuus, nou prentjie kan ons meet in 'n liniaal en 'n maatband. Ons gaan dit nie met 'n klikwiel meet nie, 'n klikwiel meet ver afstande. Die omtrek van jou middellyf, so om jou maagie, kan jy meet met 'n maatband. 'n Liniaal is te reguit, jy kan hom nie buig nie. So dit gaan nie help jy meet hom so nie. Lengte van 'n kamer, as jy regtig wil 'n liniaal, maar sal eerder verkies 'n maatband. Afstand van jou huis tot by die stopstraat, kan ons sê 'n klikwiel, dit hang af hoe ver jou huis van die stopstraat is, so dit kan 'n klikwiel of 'n maatband wees. Goed, en so gaan dit af. Dan ek net hier omblaai. Ons kyk hierso, rangskik die voorwerpe van die kortste na die langste. Skryf slegs die letter neer. Hier kan jy sien, 29 cm, 24, so 29 is langer as 24, 32 is gelyk vir my, soos die grootste nommer, hier is ook 'n 24. So watse een is die kortste, 24,8 of 24,5? Ja, 24,5.
So B is die kortste, dan D, dan A, dan C. So dan skik hom van kort tot lang. Goed, hierso is dit nou weer dieselfde, dis nou net millimeter. Van die langste tot die kortste, so wat is die hoogste getal? 400, ja. So C, hy is die langste, dan is dit D, dan is dit P, dan is dit A. So jy moet weet hoe om te rangskik van lang tot kort. En dan wil ek ook weet, dit was nou van nommer 4 tot nommer 9, hier is nou net nog voorbeelde. Dan los jy die res, nommer 10, 11, 12, 13, 14 daai, totdat jy hier by nommer 20 kom, en dit sal in jou boek wees ook, jy moet hierdie ken. Daar is 1000 gram in 'n kilogram, 1000 meter in 'n kilometer en 1000 liter in 'n kiloliter. Weet dit, maar net vir interessantheid. Goed, en daar is jou kwartaaltoets, waaroor ons in kwartaal 3 skryf, die 9de September. Lekker leer!